My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, weer vandag by julle met 'n woord wat van die Here kom. Ek wil graag met julle praat oor die belangrikheid om in Jesus te bly. Ek wil graag die boodskap die titel gee, bly in Christus. Kom ons gaan lees, Johannes 15, die gedeelte oor die wynstok. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En hier kom vers 4, hier kom die belangrike gedeelte in hierdie boodskap. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. En hier is die fokusgedeelte van ons skrif. Julle bly in Jesus Christus. En dis so kort woordjie en dit is so maklik om te sê, hoor jy moet in die Here bly, jy moet op die Here fokus. Maar as ons kyk, het iets ons aandag afgetrek of ons tyd opgeneem. Nee, en ek wil hierdie sê, om in Christus te bly, moet jy jou hart aan hom koppel. Want Jesus sê, julle kan geen vrug dra as julle nie in my bly nie. Dit is juis die bly in hom wat jou die regte vrug sal dra. En kyk hoe gevaarlik is dit as jy nie vrug gaan dra nie. Goed. Ek is die wynstok, vers 5, en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerk. Ek wil net gou stop op hierdie punt. Glo jy dat hier staan? As jy nie in Jesus Christus bly nie, word jy uitgewerk. En ek wil stop 'n paar oomblikke by dit. Ons kan so maklik die Here vergeet. En ons kan so maklik ander goed begin belangriker ag in ons lewe. Ons kan so maklik ophou om te bid. Maar as jy gaan ophou om te bid en te besig begin raak, sodat Christus jou afskeidtyd begin word, né? En dan uiteindelik jou geen tyd word nie. In die begin het jy baie na die huis van die Here gegaan, dit was vir jou 'n absolute prioriteit, nou nie meer nie. Of dalk is dit. Of jy het baie Bybel gelees en jy kon nie wag om goed uit die woord uit met die Here te deel en met vriende te deel wat die Here met jou gedeel het nie. Maar daai vlam het nou dood gegaan. Jy deel nie meer goed uit die woord uit met ander mense nie. As jy in my nie bly nie, weet julle, ek sê dit met 'n groot erns vandag, word jy uitgewerk. En jy verdroog. Dan sê die woord, die vers 6, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Maar as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Dan sê hy in vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. So met hierdie boodskap vandag, hoe belangrik is dit om in die Here te bly? Bly in die Here Jesus. Julle is so uiters belangrik. En weet jy wat, die menslike natuur het 'n gewoonte, 'n manier van hom af te dwaal. En jy moet jouself heeltyd weer regtrek om jou in lyn te kry. So, nie sleg voel as dit begin het, dat jy het begin afdwaal nie. Dis die menslike natuur wat dit doen, maar sê, Here, help my, nou gaan ek weer en meer U aangesig soek, U teenwoordigheid en U heerlikheid, Here. En God sal weer herstel bring vir jou. Amen. Liefde, seëning, pastoor Wally. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry,
As jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.